Goeiemiddag en baie welkom by nog 'n episode van Praag TV. As jy nog nie ingeteken is op die kanaal nie, maak gerus so deur op die knoppie te klik, as ook op die klokkie, sodat u kennisgewings van toekomstige video's mag ontvang. Nou, vandag se onderwerp is: eens kommunistiese Pole steek SA verby. Nou ja, dit is nogal 'n lekker onderwerp hierdie, want ek was al self in Pole en op besoek daar in 2018. Maar daar is wat nuus tans, ekonomiese nuus oor Pole wat sopas die $1 biljoen kerf verbygesteek het, sover dit hulle BBP betref, terwyl Suid-Afrika stagneer rondom $400 miljard. Ja, gaan nou so 'n bietjie gesels daaroor en wat my teorie is en waarom dit gebeur het. Maar voordat ek daarby kom, wil ek u net herinner aan ons winkel hier onder die video waar u van ons boeke kan koop. Ons interessante boeke wat ons oor jare heen uitgegee het. So ook vir in die meer onlangse boeke van verlede jaar. Die Ommegang, is ook Hart van Duisternis. Kyk gerus daarna. Ek sal ook weer die skakel na die nuwe Substack daar plaas. Daar sal binnekort nog 'n hele klompie artikels op Substack verskyn wat ek gerus kan lees, en ek is lus om ook 'n artikel oor hierdie onderwerp te skryf wat so 'n bietjie meer in detail daarop sal ingaan. Waarom Pole so geweldig goed doen en hoekom Suid-Afrika so swak met Pole vergelyk. Nou ja, ek was soos ek gesê het, so in 2018 was ek ek besoek afgelê aan Pole. Ek was daar by 'n konferensie gewees, maar ek het ook hierso besoek afgelê by 'n kasteel, so 'n ou mirasie van 'n kasteel daar buite Warskou. En wat baie interessant was, daarso mense het 'n hele soort antieke veldslag het hulle daar heropgevoer met die klere en kostuums en alles. Met ander woorde, die Pole is geweldig bewus van hulle geskiedenis. Hulle is ook bewus van hulle kommunistiese geskiedenis. En ek dink dit verklaar natuurlik hoekom in ons land die Poolse immigrant Janusz Walus daartoe oorgegaan het om 'n sluipmoord op Chris Hani te pleeg. En daar is natuurlik ook meer onlangs, dink ek, het Netwerk 24 'n onderhoud gevoer met Magda Wierzicka, wat baie, ek dink sy is die rykste vrou in Suid-Afrika, sy woon in Kaapstad, maar sy het nou vir 'n ruk in Londen gewoon en nou teruggekeer Suid-Afrika toe. Sy was ook, haar ouers was ook Poolse vlugtelinge na Suid-Afrika toe. Trouwens, ek dink daar het omtrent 30.000 Pole tydens die kommunistiese tydvak na Suid-Afrika toe gevlug, omdat hulle gedink het dat Suid-Afrika is 'n kapitalistiese land, is 'n land met vryheid, en waar mens ook, met ook 'n dinamiese ekonomie, want op daardie stadium, en dit is die belangrike eerste punt om op te let, was Suid-Afrika die 20ste grootste ekonomie ter wêreld. Kan jy indink? Ons in hierdie tydens die Afrikaner bewind van 1948 tot die laat 80er jare, het Suid-Afrika die 20ste grootste ekonomie ter wêreld ontwikkel. Terwyl natuurlik sedertdien, en soos ek vir nou gaan aantoon op 'n grafiek, het die teenoorgestelde plaasgevind en is ons nou seker daar rondom nommer 38 of nommer 40 daar rond. Maar Pole, die eens kommunistiese land, is nou nommer 20 ter wêreld. En dit is die ekonomie in Europa wat die vinnigste gegroei het die afgelope 30 jaar. En dit is hoekom mense so wel ingenome is, maar ook verwonderd is oor Pole, want Pole was eers 'n kommunistiese dwingelandij met 'n baie swak ekonomie. Nou kom ons kyk gou nou hoe hierdie prentjie lyk.
Pole is met ander woorde nou nommer 20 ter wêreld en met 'n $1 biljoen ekonomie. Met ander woorde, dit is 2,5 keer so groot soos die van Suid-Afrika. Ek sê nou vir julle aantoon hoe dit lyk. Daar's hy. Hier is 'n vergelyking van die BBP van Pole en Suid-Afrika in 1990 tot 2024. Nou, Pole kan ons sien hier is die blou lyn. Nou hierdie syfer, die syfer, belangrike syfer daar is hierso, eintlik moet hy hier onder die rooi lyn kom, is 66 miljard. Pole se ekonomie in 1990, toe hulle onder kommunisme ontkom het of ontsnap het, was net 66 miljard dollar per jaar. En Suid-Afrika sinne was op daardie stadium meer as 2 keer soveel, 150 miljard dollar. Met ander woorde, Pole het 'n baie klein ekonomie gehad in 1990. Terwyl Suid-Afrika was nommer 20 ter wêreld met 'n ekonomie van 150 miljard dollar. Maar wat intussen gebeur? Pole het fenomenaal opgang gemaak tot by hier die 1 biljoen, terwyl die rooi lyn van Suid-Afrika, ons het so gepoer van 150 na 380, 400. En as ons daaraan dink dat die bevolking drasties toegeneem het sedertdien, die bevolking het omtrent verdubbel, dan is dit eintlik ook een van die uitwerkings van die bevolkingsgroei, is dat die ekonomie groter geword. Maar ons weet dit oor die afgelope 10 jaar ten minste, het die ekonomie totaal en al gestagneer, negatiewe groei of skaars enige positiewe groei. Nou, daar is nog 'n grafiek hierso wat ek vir julle kan aantoon, wat min of meer dieselfde. Hier aan die linkerkant wys dit ook, toon dit ook die situasie in 1990, en dan aan die regterkant die huidige situasie veral wat Pole betref, 915 tot 918 miljard dollar. Dit was aan die einde van 2024, maar nou hier in 2026 is Pole besig om die biljoen dollar, die 1000 miljard dollar kerf verby te steek. Nou, Pole het 'n klomp dinge gedoen om daar uit te kom. Hulle het byvoorbeeld vrye mark ekonomiese beleid gevolg, en hulle het heelwat beleggings gekry van die Europese Unie en van ander lande in Europa, onder andere Duitsland. Hulle het ook baie goedkoop arbeid gehad. Hier by ons het die arbeid verskriklik duur geword. Met al die vakbonde en wetgewing rondom vakbonde, maar in Pole, nou nog, is die arbeidskoste in Pole 1/3 van wat dit is in Duitsland. En dit het ook veroorsaak, onder andere, dat 'n groot klomp Duitse maatskappye, motormaatskappye en wat ook al, het eenvoudig net hulle fabrieke in Pole begin open. Want dit is soveel goedkoper om daar sake te doen, en vir die Pole het dit 'n geweldige ekonomiese inspuiting beteken. En hulle het letterlik binne slegs van 'n arm kommunistiese land, haglike toestande in 1990, het hulle gevorder tot 'n ryk land. Hulle is besig om Spanje verby te steek. Hulle ekonomie gaan nou binnekort groter wees as die van Spanje. Met ander woorde, hulle het nou dieselfde vlak van welvaart bereik as Wes-Europa. En dit binne 30 jaar. Nou, dink nie daaraan watter hierdie 30 verlore jare wat ons onder die ANC deurgemaak het. Ons kon soveel meer suksesvol gewees het. Plekse. Nog iets wat Pole gedoen het, hulle het geweldig baie geld aan infrastruktuur besteed. En dis nou nog 'n groot verskil tussen die huidige ANC Suid-Afrika en Pole, is die ANC het ons infrastruktuur afgebreek. Hulle het die land geplunder, al ons geldelike hulpbronne het hulle geplunder. Hulle het eintlik ook die staatsondernemings gebruik om 'n vorm van kommunisme in te stel. Ek dink nie die Nasionale Party het ooit bedoel dat Eskom en Transnet en Telkom en al daardie soort ondernemings bedoel was om staatsondernemings te bly en om 'n soort
staatsekonomie en kommunisme in Suid-Afrika te bedryf nie. Nee, dit het gegaan daaroor dat die staat het kapitaal verskaf om hierdie kapitaalintensiewe nywerhede tot stand te bring. Maar agterna net soos wat met Sasol gebeur het, is dit geprivatiseer en dit het geweldig suksesvol geraak. Nou dis een rede waarom Pole so geweldig vooruitgang gemaak het, is hulle goeie infrastruktuur en die Pole is ook hardwerkend en ondernemend. Terwyl ek nou daar rondgereis het in 2018 in Pole, wel ek is uitgenooi na 'n konferensie toe, daar so in 'n ander stad, so suid van Warskou. Daarso het ek het ook 'n paar tweets op X geplaas, en ja, en terwyl ons nou daar op pad was, het ons verby hierdie paartjie, ek het hierdie geplaas in 2018, Mei 31, 2018. So pas arbei en kersies langs die pad gekoop by 'n paartjie hier in Pole. Nou hier is hierdie jong man en 'n meisie, hy is seker sy vrou of sy meisie, en hulle verkoop arbei daar langs die pad. Heerlik en goedkoop. En hulle is so entoesiasties. Hulle is bereid om te werk. Hulle staan in daai warm son onder daai tentjie, maar nou was die somer. En hulle verkoop hulle arbeie. En dis die Pole, hulle doen self hulle werk ook. Trouwens, ja, dis natuurlik nog 'n groot verskil met Suid-Afrika. Pole is 99% 'n blanke Europese land. En ek dink dit is ook 'n groot voordeel in die sin dat ek dink dit is baie moeilik om hierdie heterogene samelewings te bestuur en te regeer. En mense sien dit oral, selfs in Amerika. En nou toenemend in Wes-Europa met hulle groot immigrantebevolkings, daar's ontsettende probleme met misdaad, geweld, onluste, diefstal, verkrachting, moord en doodslag, die gevangenisse wat vol van hierdie mense is. Terwyl in Pole het geen van daai probleme nie. Pole is blykbaar een van die lande met die laagste misdaad ter wêreld. Miskien nie heeltemal so laag soos Japan nie, maar hulle is in die regtig van die laagste misdaad. Met ander woorde, daar's nie misdaad nie. Dis 'n homogene bevolking. Die mense vertrou mekaar. Ja, trouwens, terwyl ek nou daar by die konferensie was, waar ek nou met mense oor Suid-Afrika gepraat het, het ek sommer hierdie foto geneem van hoe mense hulle selfone sommer daar neersit. Jy weet, hulle los hulle nie daar op rusbank. Hier by die konferensie in Pole los mense jou skootrekenaar of selfoon sommer op enige plek. Uur of 2 later is dit steeds daar, anders as in kleptomaanse Suid-Afrika. Met ander woorde, dis nog 'n faktor wat jou ekonomie laat groei, is as jy nie gedurig soveel geld in sekuriteit en veiligheid en wagte en drade en heininge en patrollies en ligte en kameras en wat ook al te bestee nie. In Pole, ja, mense los sommer net hulle skootrekenaars en hulle selfone daar. Dus ek dink daar is vir ons 'n les daarin, maar ek dink die grootste les van almal is dat in 1990 ons het Pole geweldig gebaat by die ineenstorting van die Berlynse muur en kommunisme wat tot 'n einde gekom het in Oos-Europa, terwyl dit ons glad nie daarbey gebaat nie. By ons het daardie gebeurtenis eintlik 'n soort van 'n kommunistiese beleid veroorsaak, want dit het hierdie radikale partye aan bewind gebring. Suid-Afrikaanse Kommuniste Party en die ANC, die twee is eintlik maar so, wel, nou is daar's 'n bietjie verskille tussen die twee, maar ek dink hulle is histories ineengestrengel. Jy kan nie eintlik die een van die ander onderskei nie. En daar's iemand soos Joe Slovo, wat 'n aardskommunis was, wie se naam nou pryk op 'n straat hier in Johannesburg, die ou Harrowweg wat nou bekend staan as Joe Slovo Drive. En daar's 'n dame met wie ek ook al wat gekorrespondeer het en wat ek al, sy's 'n kenner oor terreur ook. Haar naam is Gillian Becker, sy was ook 'n romanskrywer. Maar sy het 'n boek geskryf oor terreur, so in die 70er jare. En ons het al 'n klomp eposse uitgeruil.
En onder andere het sy 'n artikel daar geskryf. Sy het ook so 'n artikel geskryf oor ja, oor die ANC en die SHKP, en sy sê toe Joe Slovo minister van behuising was, het hy beloof hy gaan 1 miljoen huise bou. Maar eintlik in sy hele termyn as minister van behuising het hy net 1 huis gebou. 1 huis het Joe Slovo gebou met al die miljarde rande van die staat. Nou dit is die verskil, dink ek. Ek dink nie die Pole bou net 1 huis nie. Trouens, toe ek daar was in 2018, so op die buitewyke van Warskou is daar die Woensdaalgeboue, splinternuwe, pragtige, mooi Woensdaalgeboue, skiet soos parastoele daarop. En die eiendomswaardes in Pole het ook geweldig toegeneem van destyds tot nou. Anders as by ons, waar eintlik het ons eiendom in reële terme glad nie in waarde toegeneem nie. Want ons sit hier in 'n soort quasi-sosialistiese, quasi-kommunistiese land. Ek sien in vandag se media die hoof van Volkswagen daar in die Oos-Kaap, Martine Biene, sy dreig om die land te verlaat, want sy sê die regering doen hulle het nou 2 jaar gelede al beloof hulle gaan bepaalde dinge doen wat hulle nie gedoen het nie, en daarom dink Volkswagen daaraan om die land te verlaat. Nou ja, ek sê Volkswagen het seker baie fabrieke in Pole, en daar is ontsettend baie, wat buitelandse beleggings in Pole betref, is daar ontsettend baie maatskappye van reg oor die aardbol wat graag in Pole belê. Want dit word goed bestuur en die mense is nie meer om te staak nie, hulle is hard werk, en trouens die Pole werk nog harder as die Wes-Europeërs. Hulle werk harder as die Franse of die Duitsers. Hulle werk gemiddeld 39 uur per week, terwyl 'n Fransman of 'n Duitser werk maar hierso by die 34, 35 uur per week. Hulle het mos so 'n beleid van om die werk te verminder, om werkloosheid teen te werk of so iets van die aard. Nou ja, wat 'n wonderlike plek is Pole nie, om te dink dat hulle het vanuit kommunisme met 'n baie klein ekonomie, seker 2 keer so groot as Zimbabwe se, ek bedoel, $69 miljard, dis nie veel nie, ek bedoel, dis omtrent, Johannesburg het 'n groter ekonomie as die ou Pole, en van daar af het hulle binne 30 jaar, dit met 20 vermenigvuldig, tot by $1 biljoen, en nou is dit 'n welvarende land, 'n gelukkige land. Daar is natuurlik ook politieke soort van spanninge in Pole, en regs en links beklei dit onder mekaar uit, en daar's die Wet en Orde party wat die meer konservatiewe regse party is, en dan is daar die liberale party van meneer Donald Tusk. Maar desnieteenstaande hulle debatte en politieke geskille, kry die Pole dit reg om saam te werk, om hulle land eerste te plaas, en om vooruitgang te maak. En ek dink daar's vir ons 'n groot les daarin, maar ek kan nie eintlik sien dat dit onder hierdie huidige bestel, dat ons ooit sulke vooruitgang of welvaart sal beleef nie. Daar sal eers 'n verandering in die stelsel moet kom. Ons sal eers 'n baie meer federale of konfederale stelsel moet kry. En eers daarna sal dit moontlik wees om daardie tipe welvaart en rykdom te skep. Wat nie onmoontlik is nie, dit kan gedoen word. Die Pole het dit gewys. Nou ja, as jy tot hier geluister het, baie dankie vir die aandag, en dan volgende keer maak ons weer so, en moenie vergeet om na ons boeke te kyk nie, en ook om op die kanaal in te teken nie, en dan volgende keer maak ons weer so. Totsiens.